Wat 'n wonderlike voorreg. Halleluja. Om vanoggend te kan sê, so sê die Here van die leerskaar. Jesus. Dankie Bishop. Halleluja. Van vanoggend af bewe ek net so my vrou vra wat gaan aan. Want ek besef die responsibility. Halleluja. Om te kan sê, so sê die Here van die leerskaar. Want het gaan nie oor hoe smaak sy boek kan wees. Dit gaan nie oor jou geleerdheid, dit gaan oor as hy oop om te kan sê. As hy oop om te kan ontvang wat hy wil sê. Because ons is die motivational speakers. Ons is mense wat die boodskap in die hemel moet ontvang en aan God se kinders gee. Halleluja. 1 Samuel 9, julle kan so lank gaan. Halleluja. Bishop begin hier te sê. Bishop het baie gekrap in die woord vanoggend. Alles wat ons deurgaan is aan die plan van die Here. Halleluja. Is julle saam met my? Ai. Elke situasie contributes towards wat die Here jou vat. Yes. Good and bad. Dit begin hier, ons kan gaan na vers 17. Ons begin met vers 16. Halleluja. Môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land Benjamin Halleluja. na jou stuur, wat jy moet salf as 'n vors oor my volk Israel, en hy sal vir my volk verlos uit die hand van die Filistyne, want ek het my volk aangesien omdat sy geroep na my gekom het. En nou gaan ons aan vers 17. Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom geantwoord: hier is die man van wie ek jou gesê het. Hy sal oor my volk heers. Halleluja. Nou skiep ons. Nou gaan ons na vers 27. Nou sê, terwyl hulle by die einde van die stad afdaag, sê Samuel vir Saul: beveel die dienaar dat hy voor ons verder uitgaan. En hy het verder uitgegaan, maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van die Here kan laat hoor. Ek gaan net so 'n kort sangerase gee, maar kom ons bid weer oor die woord van die Here. Magtige God, Heilige Hemelse Vader, ek bid dat U geleesde woord sal seën. Here, ek bid dat U vanoggend met die mense sal spreek in Jesus magtige naam. Halleluja. Amen. Amen. Bishop, ek gaan koop weer eens. Alles wat ons deurmaak, Yes. is in die plan van die Here. Halleluja. Saul se pa se donkies raak weg. En hulle is op soek na die donkies. Die Bybel sê terwyl hulle in 'n sekere stad kom, na 'n lang soektog, vra hulle: waar is die siener? Is daar 'n huis van 'n man van God in die stad? Halleluja. En die mense bevestig: hier is 'n man van die Here wat bly in die stad. En hulle wil na die man van God se huis toe gaan, maar hulle besef hulle kan nie lewendig gaan. Halleluja. En hulle beweeg tot by die man van die Here se huis, maar die man van God is al klaar voorberei. Dat môre hierdie ding sal ek mense vir jou stuur. Iemand wat jy moet salf as koning. Halleluja. Julle moet volg. Het begin deur donkies wat weg is. En as 'n soektog wat geteken word deur donkies wat weg is. Halleluja. Maar na die soektog vind ons niks. En ons begin vra, is daar 'n man van God in die stad? Sjoe. En God bereid die man van God voor. En hier kom Saul en sy slaaf aan. Die Bybel sê, toe hulle by die man van die Here aankom, het hulle oorgeslaan met die gedagte dat hulle by die
man van God hoor oor die donkies wat weg is. Hulle is nog heeltyd geworry, but they are face to face with the man of God. Hallelujah. Die eerste ding wat Samuel vir hulle sê, moet nie worry Yay. oor die donkies nie, die donkies is gevind. Sjoe. Met die donkies se stres van hulle skouers af. Sê Saul vir hulle, gaan wag vir my op die boonste verdieping. Ai. En hulle gaan op en hulle eet klaar. En toe hulle afkom die oggend, sê die Bybel, toe sê die man van God vir hulle, sê jou dienaar moet vooruit gaan. Maar staan jy stil, sodat ek vir jou die woord van die Here kan sê. Saul se pad om gesalf te raak, begin by donkies wat weg is. Halleluja. Sy pad om met die man van God in die boonste verdieping te ontmoet, begin by donkies wat weg is. Sjoe. Is jy saam met my? Halleluja. Donkies raak weg, om vir hom in sy gemaksone uit te kry, sodat hy kan gaan waar die Here hom stuur. Halleluja. Is iemand saam met my? Jesus. Ek wil vir iemand vandag sê, there's a new thing on its way. Halleluja. Dat begin by een ding, maar God se plan kan ons as mens nie interpreteer. Ek wil vanoggend vir die familie sê, what the devil meant for evil, God meant for good. Halleluja. As iemand saam met my. Halleluja. Om van Jesus by die kruis te kry, begin dit by Judas. Halleluja. Ai. Om 'n nuwe ding aan die gang te sit, is nie altyd lekker nie. Ek wil vir die familie vanoggend sê, you have not lost. Yay. You just gained a key to a new life. Halleluja. We are moving on from this point on. Halleluja. We are not standing still, we are moving on. We are passing. Halleluja. Ons beweeg verby. Is nie lekker nie. No, is nie lekker nie. Halleluja. Is nie lekker nie. Ek ken die mes van die dood, ken ek by myself. Halleluja. Toe ek op die 21ste Desember 'n boodskap net kry om te sê, jou ma, jou pa, jou broer en jou suster is oorlede in 'n ongeluk. Halleluja. Net so. Ek ken die mes van die dood, dit sny diep. Dit sny uit mekaar en deur mekaar. Maar wanneer jy uit mekaar en deur mekaar is, dan stop die Here. Soos vir die manne gesê was, die donkies is gevind. Wil ek vir die familie sê, die kind is veilig. Halleluja. Maar staan hier vanoggend stil en hoor wat die Here te sê. Halleluja. En ontvang 'n woord te gee. Ontvang vanoggend. En weet dat die Here is. Ek sou nie vandag kon sê dat hy trooster is, as ek nie deur die mes van die dood gesny was. Maar vanoggend kan ek sê, hy is waarlik 'n trooster. Halleluja. Ek sou nie vanoggend kon sê, hy is nader aan die wat gebroken van hart is, as ek nie daar was nie. There's a new thing that is coming to the family. Halleluja. Soos Bishop gesê het, daar was 'n verloor voor Calvin. Halleluja. Maar vandag sit ons met 'n man van die Here. Is nie altyd lekker nie. Ek sê vir julle volgende, dis nie altyd lekker nie. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Maar wanneer jy daarop werk, dan Halleluja. werk die Here. Yes. En wanneer jy werk, kan niks en niemand kan stop nie. Halleluja. Ek wil nog een punt vat. Die Bybel sê terwyl Eli se seuns aan die oorlog is, as sy skoondogter verwagtend. Ek gaan net koop, maar dit kom terug hierna toe.
Die Bybel sê terwyl hulle die oorlog verloor, sy seuns, een van sy seuns sterwe. En een man hardloop uit die oorlog uit. En hy kom sê vir Eli dat die ark van die Here is gevat en jou seuns is dood. Die Bybel sê hy het agteroor geval en sy nek gebreek en gesterwe. En toe sy skoondogter dat hoor dat haar man dood is, het sy pynne gekry en in lywe gegaan. Is iemand saam met my? Maar die Bybel sê terwyl sy in lywe gaan, kom hulle terug en hulle wys vir haar, kyk, jy het 'n mooi seun gebaar. Maar die Engelse Bybel sê she did not answer. Daar is 'n verloor in die veld, maar daar is 'n mooi ding wat nog plaasgevind het. Ek sê reageer nie. Ek sê reageer nie op die ding wat niet is nie, omdat daar 'n verloor in die veld plaasgevind het. Ek sê vir iemand vandag, God is multiplying the lost. Familie, as nie lekker nie, but there's a new thing coming. Halleluja. Daar is 'n nuwe ding wat die Here mee besig is. Bly julle gedoog, staan julle stil en ontvang uit die hand van die Here. Halleluja. Baie kere dan maak pyn dat ons hier van daar van hier los daar los. Halleluja. Dan raak ons hier mekaar en aan die einde van die dag dan voel ons dat het vir ons te veel raak. Jesus. Maar ek wil vir iemand vanoggend sê, kom ons staan stil en hoor wat die Here sê. Halleluja. Kom ons staan stil en ontvang dit jaar van die Here. Jesus. God weet wat hy doen. Halleluja. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en hy is die einde en hy ken die begin van die einde en hy ken die einde van die begin af. Niks voor die aangesig van die aarde is weggesteek voor die Here nie. Jesus. Hy weet. Hy weet. Baie kere dan voel ons dat my gebede hardloop teen die dak vas, maar ek wil vir iemand vanoggend sê, die Here weet. Halleluja. Die Here weet van u, die Here weet van u se situasie, die Here weet van u self. Want wat is die mens dat nie aan hom dink, die mense kan dat nie ondersoek. Yes. Dan sê die Bybel dat die Here het jou met groot eer en aansien het hy jou gekroon. Halleluja. Kom ons reageer vanoggend op die nuwe ding. Die Here is besig met 'n nuwe ding. Jesus. Laat ons pyn net vir 'n sekonde net verby ons gaan. Dat ons se worries net so klein stukkie verby ons gaan. Laat ons stil staan en face to face met die Here ontmoet. Dat ons niet stil staan vanoggend en net hoor weer eens wat die Here sê. Ek weet van myself van baie mense net van my gevra hoe klop sy. Want baie kere dan gaan ons aan, ons gee nie uiting in dit wat met ons gebeur het. Dit is baie belangrik dat ons moet uiting gee in dit wat met ons gebeur het. It's fine, we need to cry about it. Yes, you must. Ons moet uiting gee, because aan die einde van die dag ons is mens, ons het emoties. Halleluja. Maar in alles moet ons weet dat hy is en hy was. Yes. En hy sal tot in alle ewigheid nog die Here wees. Ons moet weet dat wanneer ons heil, dan heil ons voor die aangesig van die Here. Halleluja. Dan heil ons nie soos mense wat nie hoop het nie, maar soos op ons knieë kom, dan roep ons hom aan. En dan bring ons alles wat ons voel voor hom aangesig. Halleluja. You are not alone. Ons is nie alleen in ons stryd nie. God gebruik baie kere 'n situasie, soos ek gesê het, 'n situasie om ons te kry waar ons wil hê. Iemand sou miskien nie vanoggend in die diens gewees het as dit nie was vir die kind. Halleluja. Daar is dinge wat nie sou gebeur het as dit nie was vir jou, Jesus. vir die baby nie. Ek sê weer eens, dit is seer, Halleluja. maar die plan van die Here Jesus. ken ons nie. Halleluja. And it's not always nice. Is nie altyd lekker. Ek wil nie praat soos iemand wat nie verstaan wat die dood kan doen nie. Halleluja. Is nie lekker nie.
Nagte lê ek op my bed en dan huil ek oor my mense, want ek verstaan nog nie die feit dat nog nie ingeskop dat ek in een slag nie eens ouers gehad het of broers het nie. Verstaan dit nie. Maar die plan van die Here. Halleluja. Ek myself is nog diep gesny af in die recovery stage. Yes. Ek en die Here is nog besig. Dis nie iets wat oornag verbygaan. Halleluja. Onthou, die kind was in Eli se arms. Jesus. Die klere wat ek in aangehad het is nog in die huis. Halleluja. Daar was voorbereiding gedoen vir die baba wat kom. Jesus. Nou stap jy in die dorp en nou sien jy 'n mami met 'n kind. En nou in die pa by en nou skop er weer in. Halleluja. Jesus. Maar ek wil vir u vanoggend bemoedig. Halleluja. Skil vanoggend by die Here. Oh, Kom vanoggend voor die aangesig van die Here. Jesus. Sodat God die nuwe dinge aan u kan bekend maak. Halleluja. Sodat God met u vanoggend as familie kan spreek. Jesus. Maar geen persoon se heen gaan het 'n purpose nie. Halleluja. Ons kan praat baie kere van tikkoppe, maar as daai kind sterf, dan is 'n moeder wat gaan huil oor daai kind. Halleluja. As daai kind in 'n van gelei raak, soveel soos wat hy moeder weet, hy kind is 'n probleem vir die gemeenskap, maar dan is haar moeder wat aanstaan sy alleen is, Halleluja. saam op die hof of in Polsmo of waar. Yes. Ons almal Halleluja. behoort iewers en aan iemand. Jesus. Die ou wat op straat slaap, wat almal net so verby stap. As hy ou moet sterf, dat is iemand, even nie is as hy sterf, maar dat is iemand wat voor die aangesig van die Here vir die persoon verskyn. Halleluja. En ek probeer sê is, ons almal behoort aan die Here. En ons behoort aan iemand wat op Halleluja. Een moeder het geboorte gegee aan die Jesus. persoon wat ons baie keer op beheer gee. Daar is 'n moeder wat geboorte gegee. Halleluja. Daar is 'n broer wat byvoorbeeld 'n broer verloor het. Jesus. Maar iemand treur iemand. Halleluja. En vanoggend wil ek die familie sê, staan stil. Staan stil. En allow die Here om te doen wat hy moet doen. Allow die Here, allow die woord van die Here om sy gang te gaan. Jesus. You are face to face. You are face to face with God this morning. Halleluja. And God is calling us up to the upper room. Jesus. As dit nie was vir die donkies nie, dan het hierdie manne nie die boonste vertrek geken. Halleluja. As dit nie was vir die donkies nie, dan was die man van die Here ook nie gesalf as koning nie. Jesus. Maar dit het begin met 'n soektog van donkies. Halleluja. Die Baba mag miskien vanoggend vir u in die kerk gebring het, maar die Here het 'n afspraak gehad. Vir iemand vanoggend sê, respond. Respond. Kom ons staan in deze manier. Halleluja. 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 Hulle moes jou wegzaal by die een werk, sodat ek die werk kan instap. Halleluja. Hulle moes jou beskinder by die een werk, sodat die Here vir jou moes uitskuif na 'n ander plek toe. As iemand saam met my, Halleluja. die Here het 'n manier hoe hy met ons werk om ons van die een plek te vat tot by die ander plek. Halleluja. Jesus. Praise sy naam. Ek word aangestel by NET. Ek is nou klaar. En in my aanstelling werk ek 'n maand op die pad, net so meer as 'n maand. En ek doen aansoek vir 'n supervisor pos. En ek kry die pos. Met die wat hulle my bel het van my sê, maar kyk hier, congratulations, jy het die pos gekry, maar jy moet elke dag in one city to travel. En ek bereken my koste en ek sê, maar versoek, my hart brand die moment om 'n supervisor te wees, om lekker te werk, man. Halleluja. En ek sê vir die dame, maar ek sal dit nie kan maak om elke dag in een man sy toe te gaan en die salaris wat ek gaan kry. Sy Halleluja. is disappointed en ek is nog meer disappointed. En ek laat dit gaan. Paar maande gaan verby en poste kom weer uit.
En ek e-mail die groot baas en ek sê, maar luister, ek het laas jaar klaar alles gedoen. En hulle sê van my, maar ons verstaan, maar het nog steeds steur, alles weer gaan. Ek sê, oké, nee, dis fijn. En hulle respond back en hulle sê van my, maar in die proces, voor hulle respond, as my supervisor hier, het hy jou transfer gevra, breek ek toe van die bly die kant. En van die kant af is daar 'n supervisor wat apply het vir nader kom die kant toe, maar hy bly in Parel. En 'n supervisor in Parel tree af, maar hierdie een is hier, maar hy bly eintlik in Parel. En ek sê, hier kom die Here nou toe. En ek roep me terug aan, ek sê, wat terug gaan? Sy is mos van Parel. En ek is mos van Stellenbosch. Nou, as sy apply vir Parel, dan is hy mos 'n pos oop. Of ek apply vir Parel, 2-3 maanden daarna, en dan apply ons twee om swaps te maken. En hy sê, oké, en ek apply vir Parel. En hy is nog op Stellenbosch, en 'n e-mail komt hier wat sê, nee, dat is fijn. 3 gaat word verplaas, hy kan toe, en ek bly op Stellenbosch. Halleluja. En ek bekom die eerste supervisor wat in sy skof, in sy hap, gepromoot word, en die manne kan nie verstaan nie. Halleluja. Volgens company policies, kan ek nie weg. As ek gepromoot raak op dieselfde plekje, dan moet ek op 'n ander hap gaan werk. Maar as ek die eerste een gevat het, Halleluja. dan was ek in die plan van die Here. Die plan van die Here weer anders. En die Here seën vanoggend sy huis. Halleluja. Kom ons bly in die plan van die Here, geliefdes. Ons pyn en ons seer bring ons net nader na die Here toe. Halleluja. Dit bring ons net face to face met aangesig. Jesus. Dit bring ons net na die trooster toe, dit bring ons net na die Omega, die Alpha toe. Dit bring ons net weer eens na hom toe wat genees, na hom toe wat verlos. Halleluja. Vandag maak die Here ons los. Halleluja. Prys sy naam. Bishop, die Here seën. Halleluja.